wil jy net een mislukking hê, daar was heel wat van hulle gewees. Ek dink die een ding wat ek, as ek beskou as die grootste fout wat ek gemaak het, is dat ek te lank gebly het in situasies wat nie gewerk het nie, dat ek nie die moed gehad het om uit te tree nie. Daar's baie keer 'n persoonlike verhouding of 'n besigheidsverhouding wat jy weet toksies is, wat jy weet nie werk nie en wat jy weet jy moet uittreë. En ek het te lank baie keer gevat om daar uit te tree. En ek dink die les wat ek daar uit geleer het, is dat 'n mens baie vroeër 'n analise moet maak van 'n situasie. Sê, werk hierdie ding of werk hierdie nie? Jy moet baie meer rasioneel na 'n ding kyk, en dan moet jy sê, as dit nie werk nie, tree die ding uit en gaan aan op 'n beter plek. So ek dink dit is foute van die verlede. Die ander ding wat ek besef het, was nie 'n groot sukses nie, is dat ek in 'n familie groot geword het, waar meeste van die mense amper sê ek empaths was, te empaties was. Jy kry die twee polariteite van 'n narcis en 'n empath. En 'n narcis is eie belange ten koste van ander, en 'n narcis is my belange ten koste van myself. En die ding daar is ek het te lank in my lewe te veel probeer, letterlik die amper sê ek in 'n mate pleasing wees. En ek dink ek moes op 'n harde manier leer ontdek. Ek moes by die Here leer dat die Here is 'n persona, is 'n God van liefde en regverdigheid, en dat jy mag so te wees, en dat jy mag gesond selfhandhawend wees. So ek dink die fout wat 'n mens maak, is dat jy fout maak na die een kant toe. Jy moet nie selfsugtig wees nie, maar jy kan oorhel na die ander kant van die perd afval. En ek dink dit is die les wat ek daaruit moes leer, is dat jy gesonde selfhouwing mag doen. Jy mag ja sê wanneer jy ja sê, en jy mag nee sê wanneer jy moet nee sê. En ek het nie vroeg genoeg in die lewe dinge gekol nie. Met ander woorde gesê, maar luister, dis verkeerd nie. Ek was heeltyd te bekommerd oor hoe ander mense voel. Maar ander mense is verantwoordelik vir hulle eie gevoelens. En ek skuld mense niks anders as die waarheid van my eie gevoelens nie. Ek dink die beginpunt is, as jy met iemand wil trou, moet jy minstens van iemand hou. Jy moet van die persoon se waardes hou, die persoon moet vir jou oulik en mooi wees en dies meer. Maar dis nie die beginpunt. Jy moet die persoon kan respekteer, en jy moet van hulle waardes moet jy kan waardeer. Maar die belangriker punt is dat jy 'n verhouding bou. Jy kry nie 'n gelukkige huwelik nie, jy bou 'n gelukkige huwelik. Ek en Annelies het later in ons lewe getrou, en ek dink die ding daar waarvan is, in die begin van jou lewe soek jy regtig eintlik iemand wat jy soek die regte persoon, maar later in die lewe probeer jy die regte persoon wees. Want dit help nie om die regte persoon te kry nie, maar jy moet regtig die regte persoon wees. En ek dink die konsep daarvan is, as jy fokus om liefhebbaar te wees, jy moet heeltyd vir jouself afvra, is dit lekker om met jouself saam te leef? En dit is wat ons gereeld doen. Dink jy is regtig lekker vir die ander persoon om iemand saam met jou persoonlikheid en jou knorrigheid en weet nie wat saam te leef nie? Nee. So maak dit vir die persoon maklik, wees liefhebbaar. Ek dink die ander ding is ook dat 'n mens ligter moet leef, dis glad nie lekker om met iemand te trou wat ek sal sommer die harde woord gebruik, wat gatvas is nie. Jy moet ligter leef oor jouself. Sê ons altyd, marry Mr. Right, but be careful not to marry Mr. Always Right, of Mrs. Right and Mrs. Always Right. Jy wil nie met die regte persoon wees, maar nie die persoon wat altyd reg wil wees nie. Leef ligter. Hê jou standpunte, maar luister na die ander standpunt, sê, right, dalk kan ek iets by jou leer, hier het ek 'n leerbare gees. Ek dink dit is wat maak dat 'n huwelik basies kan werk. Die laaste ding wat ek wil noem is kommunikasie. Kommunikasie maak dat 'n huwelik gesond is, want jy kan oor al die aspekte van 'n huwelik, as jy nie daar kan praat nie, dan is die kleinste dingetjie gooi dit omver. Maar kommunikasie probeer ons 3 goeders doen. Jy probeer, wanneer 'n ding verkeerd loop, probeer dit by die naam noem. Jy moet 'n ding regtig by die naam noem. Jy sê, luister, hierdie is onaanvaarbare gedrag. Dit is nie, mens moet nie sit en opkrop nie. So, jy moet nie bang wees om dinge aan te spreek nie. So, kommunikasie is daar om probleme uit die weg te ruim. Noem jy goed by die naam. En dit gebeur in elke huwelik. Dan is die ander ding is, praat mekaar op. Hoeveel mense praat mekaar nie af nie? Ons het 'n reël in ons huis. Ons gaan mekaar nie afpraat nie, ons gaan mekaar oppraat. En ek dink daai ding maak dat jy regtig op
opbouend is, en dit maak dit lekker om met iemand getroud is. En die ander ding is, moenie kontak verloor met mekaar in die sin van, as jy besige lewens het, soos ons albei. Die derde doel van kommunikasie is nie net om probleme uit die weg te ruim nie, mekaar op te praat en daar te wees nie, mekaar se liefdestale te praat nie, maar dit is ook om dag tot dag jou klein WhatsAppie te stuur, kontak te bly met mekaar, want die lekkerte van 'n huwelik is om 'n maat te hê. En elke keer dan verwonder ek my in die absolute verwondering, en ek dink dit is miskien wat 'n huwelik lewendig hou, dat ek elke oggend as ek opkom, ek kan nie glo dat ek die voorreg het om met die vrou getroud te wees nie, dat ek 'n maat het, dat ek iemand het om voor 'n WhatsApp te stuur uit 'n vreemde land uit as ek in 'n weird plek sit, en dat ons met mekaar kontak hou, en dat mens nie uit mekaar uitgroei nie. So mens moet mekaar vashou, en keer dat mens nie uit mekaar uitgroei nie, en dit kan jy doen met daaglikse kommunikasie, mekaar inbind in jou lewenservarings.